Hallo en welkom by ons heel eerste uitsending op YouTube. In hierdie episode kan jy verwag: Alicia brand 'n stel toue. Ek sê iets wat glad nie sin maak in Engels nie. Goeie milies. So ons gebruik Wendy.com elke week of ten minste 2 keer 'n week om te kyk wat is ons winsbeplanning vir die week. En as ek sê winsbeplanning, ons karavaan moet opgeslaan word in so 'n manier dat ons die minste skade het vir die wind wat op pad is. Nou as julle hierso sien, ons het 'n konstante windspoed van 19 km/h op hierdie stadium, so dit is nie te veel van 'n probleem nie. Ons stormnette en daai klas ding kan met gemak tot sê 40 km/h hanteer. Dit is nou net tye soos daai as ons nou kyk na môre van so 11:00 die oggend af, het ons wind gusts wat begin op 58 km/h en dan gaan hy hier op tot by 70 km/h en dit is vir ons 'n probleem. So daar moet ons plan maak om te keer dat ons nie wegwaai nie. So ek sê dit letterlik in die woord, dat ons nie wegwaai nie, want met 70 km/h wind gust trek hy pen uit die grond uit soos 'n woepswaps. So daai is vir ons 'n probleem en dan kan ons sien raak hy 'n bietjie rustig in die aand, laat ons bietjie van 'n blaaskans kry en dan Woensdag tel hy weer op. Nou Woensdag moet ek weer by die werk wees. So dan moet die karavaan op so 'n manier vas wees dat as ek dan nou Woensdag aand weer by die huis kom, dat hy nog hier is. So dit is ons, nie sê probleem nie, maar dit is waarmee ons sit vir die volgende 2 dae. So ons sal dit moet uitsort. So ja, kom ons kyk hoe gaan ons dit uitsort. Ek moet nou net vir julle sê dat hoewel dit nou 'n geweldige mooi uitsig is en ou nogal gewoond kan raak aan hierdie, kom dit maar met sy eie stel uitdagings. Want ek sal vir julle sê, as dit nou so lyk soos die, dan kan julle nou net dink, wat doen 70 km/h wind aan hierdie struktuur. So ons het nou redelik vas probeer slaan, soos ons nou uitgevind het hoe die wind waai. Julle sal sien hierdie een het nou byvoorbeeld het hy nou, hierso is 'n tou, daar's ons 'n tou, nog enetjie, en elkeen van hulle is dan op driehoekpenne vasgemaak. En die ou staan ook redelik skuins met die idee om die wind te keer, maar soos wat die wind nou waai, hier is nou, het ons gesê 19 na 20 km/h en hier is reeds redelik beweging op hierdie seil. So as julle sien, daai gedeelte ruk nogal redelik, want dit is waar die wind vandaan kom. So nie direk van vooraf nie. So as ons nou hierdie direk van vooraf vat, kom hy seker van daar af. So hy slaan ons hier heel op die hoek, wat dan nou hierdie gedeelte is. So ons gaan probeer om die voorste gedeelte te laat sak, en dan gaan ons kyk hoe om al die goed wat hier rond staan te inkorporeer om die wind van ons tent af te hou. So hierdie is 'n 6 meter groen tou. Ons verkiesgroen wat ons aangekoop het. En ek kan nou nie sê waar nie, maar dan is dit 6 meter tou wat ek in die helfte split. Dan sit ek met 2 3 meter toue. Daar baie goedkoper uit. So as jy hom klaar gesny het, brand jy net jou lospyntjies wat ongelooflik warm is. Druk hulle plat, want op 'n latere stadium gaan jy hulle so in die tou indruk. Bietjie verder. En maak 'n bubbeltjie in die tou. Maak vir hom 'n gaatjie, die punt wat jy gebrand het. Met nuwe toue is dit nou nogal bietjie tricky, maar as jy hom eers in het, trek jy hom deur
Dan sit jy met 'n lissie wat sterk is. So ek het vir ons 3 addisionele toue gekoop en ek is besig om hulle in die helfte te split en dit word dan nou 6 ekstra toue in case ons dit nodig het. Want jy wil nie sit in die probleem en dan kort jy iets nie. So. Niks ruik so lekker soos gebrande nylon nie. Ja, nee, kersliggies word ook net 4 dae 'n jaar gebruik. So wat geweldig handy is, hier 'n mooi fokus, is 'n gewone klem op die pale, dan kan hulle nie afgly nie. So maak daai ene los en dan kan jy jou paal weer verleng of inskroef of hoe ook al. Maar solank as wat hy klempe op is, bly hy daar. So hy kan dan net maar loskom deur 'n storm of wat. Hy gaan nie skuif nie. So net om daai voorkant vas te hou. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 penne net om die voorkant vas te hou. 19. Want dit gaan definitief bietjie donker wees in die karavaan. Maar die hele stoep is nou af. So dit behoort baie beter te werk met die wind. Kom ek wys julle gou 'n ding hierso. Ek het in die kar kom, stap net hier na hierdie bus toe. Ek julle nou wys. Ons gaan alles gebruik wat ons moontlik kan. Ons het hierdie ou wat ons ook gaan gebruik. So ons sal hom net gou omdraai en hom aan die karretjie hak. Dan gaan ons hom sleep tot daarvoor en probeer om hom reg voor die karavaan te sit. Go liefie, go liefie. Kom Myrtle, kom help. Sit. Myrteltjie. Sê. Nog die kant toe. Nee? Nog. Okay. Okay, kom maar. Kom eens. En Grindel is ook hier. Dus moet zeker maak die kat bly onder die wiele uit, né? Okay.
Nog? Oké. Go, go, go. Hij glijdt. Hij glijdt. Go, go, go. Meadow. Ach nee. So ja, sonder enige moeite van enige aard is dit nou hoe dit lyk hier by ons. So ons gaan hom reg voor die karavaan los, as ook die sleepbandjie. Ek oorweeg nog of ek hulle wil inbring. Ek sal seker moet. Maar ek glo dit gaan meeste van die wind stop. Sien hulle dat die wind ons bietjie skuins gaan vang. Die enigste regte oop punt op die stadium is nou nog hierso. So hier af is dit heeltemal toe. Dan is dit hierso, is dit nou nog oop. Ons gaan 'n plan maak daar. Maar ons nog iets wat ons kan opsit. Kom ons kyk. Okay, ons het nou die campinglapa opgesit. Ons gedink hy is besig om in die stoor te lê en vrot. So ons kan net so al hier op sit. Beskut teen die weer, hy's lekker hoog. Dis die soliede ene. So ons sal maar sien wat maak hy met die wind. Maar dit is nou waar ons staan. Dit is hoe die hele situasie nou lyk. So ja, ek glo ons is daarom redelik beskut. Dit is die ding. Kom ons kyk nou maar hoe werk dit teen die wind. Ek dink ons het nou ver genoeg opgeslaan. Baie dankie dat julle gevolg het saam met ons. As julle by ons sal inteken, sal dit baie gaaf wees. Dit sal die kanaal geweldig baie help. Veral omdat dit 'n nuwe kanaal is. En dan maak ons vir julle opnames sodra die wind hier geland het.